Kom ons bid saam. Vader van ons Heer Jesus Christus, aan U vanmôre al die lof en al die eer. Dank vir ons harte. Voor die grootheid en die heiligheid buig ons neer. Aan U wat die goeie herder is, bring ons lof, eer en aanbidding. Waardig is U. En voor die grootheid en koningskap, Here, wil ons laag kom neerbuig met die diepe besef van afhanklikheid. Wil ons U naam oplig en vereer, omdat U God is. Daar is geen ander buiten U nie. Aan U dan die lof en die eer en die dank vanmôre, bid ek in Jesus naam. Amen. Ek groet U die bekoorlike naam van ons Heer Jesus Christus, bly om saam met U vanmôre te wees. Dag wat die Here aan ons lewe toegevoeg het, en waar ons dan ook met verwagting wil luister na sy woord. Ek wil graag saam met U lees Openbaring 22, wel een enkele teksvers, en dit is vers 16, Openbaring 22:16. Ek, Jesus, het by U gestuur om hierdie dinge aan julle voor die gemeentes te betuig. Ek is die wortel en die geslag van Dawid, die blink môrester. Ek wil graag my boodskaptitel, ek is die blink môrester. Moses ontvang 'n opdrag van die Here. En die opdrag is, gaan sê vir hulle, dit is die volk wat in slawerny sit. Gaan sê vir hulle, ek het hulle jammerklagte gehoor. Ek wil vir jou sê, meneer, God is bewus van jou omstandighede. Mevrou, ek wil vir jou sê vanmôre, God is bewus van jou omstandighede. Hy het jou trane raak gesien. Hy het raak gesien, daardie bekommernis, daardie vrese, daardie twyfel in jou lewe. Hy is 'n God wat bemoeienis maak. 'n God wat nie net sien nie, maar wat ook hoor, maar wat ook in staat is om in te gryp in die lewensloop van die mens. Gaan sê vir hulle, ek het julle jammerklagte gehoor. Ek het julle omstandighede gesien. Gaan sê vir hulle, die tyd van verlossing het aangebreek. Meneer, mevrou, die tyd het aangebreek dat jy gaan ondervind hoe God in jou lewe werksaam is. Ek glo vanmôre dat God wil in jou lewe radikaal ingryp, vir jou weer vrede gee, aan jou verlossing toe. Gaan sê vir die tyd het aangebreek, verlossing het aangebreek, dit is tyd om te trek. Die tyd het aangebreek van verandering, van wanhoop na hoop, van twyfel na geloof en vertroue. Maar dan kom Moses en hy vra vir die Here, Here, as ek nou daar by die volk kom, en hulle sou hierdie vraag vra, wie het jou gestuur? Wat is sy naam? Wat moet ek hulle dan antwoord? Lees dit Eksodus 3:14. En God sê vir Moses, ek is wat ek is. Moses, ek is die wysheid. Moses, ek is die krag en jou sterkte. Gaan sê dit vir die volk, sodat hulle kan weet, ek is die goeie herder. Ek is die een wat oor my volk die wag hou. Ek is julle toevlugsoord. Gaan sê vir hulle, ek is. Het my na julle gestuur. Ook sê hy, so moet jy die kinders van Israel antwoord, ek is, het my na julle gestuur. Kan ek vanmôre vir jou sê, meneer, mevrou, jy wat ook luister na hierdie boodskap, ek is, die groot ek is.
Die Here sê vanmôre vir jou, meneer, mevrou, dat hy jou toevlugsoord is, dat hy jou herder is, dat hy jou krag is, dat hy jou voorsiener is, dat hy jou geneesheer is. Gaan sê vir hulle, ek het my na julle gestuur. Volk, meneer, mevrou, jy wat in geestelike duisternis sit, jy wat vasgevang sit in bekommernis oor jou gesondheid, jou finansies, jou gesin, ek het my na jou gestuur met 'n goddelike boodskap. Hy sê vanmôre vir jou dat hy die blindmorgenster is. Ja, wanneer die nag op sy donkerste is, wanneer die wêreld stil raak en die menshart swaar word, verskyn daar 'n ster wat anders is as al die ander sterre. Dit is die môrester. Die boodskap is duidelik. Duisternis, die nag gaan nie wen nie. Dit is die belofte dat 'n nuwe dag op pad is. Dit is die versekering dat lig sterker is as duisternis. Dat God in beheer is, dat uitkoms naby is. Die blindmorgenster, daar gaan 'n verandering kom. Jou duisternis gaan verander in blydskap en in vrede. Hoekom? Omdat God sy seun na hierdie aarde gestuur het, om in jou en in my plek te kom sterf, vir ons verlossing kom aanbied, 'n brug kom bou, vanaf wanhoop na hoop. Jesus kies juis hierdie beeld van die blindmorgenster om na homself te verwys. Ek is die blindmorgenster, waarom? Wat wil hy vir ons sê? Wat beteken dit vir 'n wêreld vol donkerte? Vir 'n hart vol vrae, vir 'n lewe vol onsekerheid? Die morgenster is die belofte van 'n nuwe dag wat gaan aanbreek. Dit skyn terwyl dit nog nag is. Dit kondig aan wat nog nie sigbaar is nie. So is Christus. Hy bring hoop voor die deur oopgaan. Hy bring vrede voor die storm stil word. Hy bring lig voor die oplossing kom. Die morgenster sê, die nag is amper verby. Vasby. Die antwoord is op pad. Jou genesing is op pad. Jou vrede is op pad. Jou voorsiening is op pad. Die nag is amper verby. Jesus sê, jou seisoen van swaar kry is nie vir ewig nie. Dit is nie nou die tyd om paniekerig te raak nie. Kyk na die morgenster. Kyk na Jesus. Kyk hoër as die berge en rig jou oë op die morgenster. Dit sal vir jou rigting gee in hierdie donker nag, in jou omstandighede. Hy lei wanneer jy nie weet waar jy nie. Hy wys die pad wanneer jou eie planne misluk. Hy bring die helderheid wanneer jou hart deurmekaar is. Nie alleen is hy die blink morgenster nie, maar hy is ook die lelie van die dale. Hy wil vir jou en vir my kom sê, dat sy liefde groei juis in gebrokenheid. Dis daar waar dit sigbaar word. Die stikkenheid van 'n harde wêreld kan nie verhoed om sy liefde en sy genade aan jou en aan my te kom bewys nie. Hier in die vallei van jou lewe blom daar 'n lelie van hoop en van genade. Sien jy dit raak? Hoor jy sy stem wanneer hy vandag vir jou sê dat hy jou duisternis wil verdryf?
Hy wil vir jou leiding gee, jou wil omvou met sy liefde en met sy genade. Hoor jy sy stem vanmôre in jou gees, wanneer hy jou aanspreek en sê, ek het jou lief onvoorwaardelik, ek wil vir jou 'n God wees. Moses gaan sê vir hulle, sê ook vir hulle, ek is die blindbare ster. Ek is wat ek is. Die lelie groei in valleie, hy is naby die wat gebroken is, die wat stikkend is. Nie slegs sê hy is die blindbare ster en die lelie van die dale nie, maar hy sê ook, hy is die leeu in die stam van Juda. In hom lê opgesluit koninklike gesag en autoriteit. Hy is die ware koning wat die vyand oorwin. En hierdie koning is aan sy kinders se kant. Aan hom behoort die heerlikheid, die majesteit, die heerskappy. Hy is in beheer en hy sal sy kinders nooit in die steek laat nie. Dawid kom voor Goliat te staan, terwyl die volk angsbevange staan. God is bewus van hulle omstandighede. En hy rig Dawid op in hierdie omstandighede met 'n boodskap, maar ook met 'n onverskrikkenheid as 'n instrument in sy hand. En ek wil dit graag vir u lees, 1 Samuel 17:46, waar Dawid vir Goliat aanspreek, die man wat 'n bespotting wil maak van die volk, God se volk. Soos wat die duiwel ook vandag 'n bespotting van God se volk wil maak. Jy wil vasvang in vrees en 'n bekommernis. Meneer, ek wil vir jou sê, mevrou, ek wil vir jou sê, God is in beheer en hy sal nie toelaat dat jy tot niet gaan nie. Ek lees vir u, vandag sal die Here jou in my hand oorlewer. Bekommernis, vrees. Ek wil vir jou sê vanmôre, vandag sal God voorsien. Sal God onderneem. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag aan die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. As jy vanmôre Jesus Christus as jou persoonlike verlosser ken, en jy staan in 'n verhouding met God die Vader, dan wil ek vir jou sê, daar is 'n God in die hemel, wat vanmôre bewus is van jou, meneer, mevrou, jong mens, en hy gee vanmôre die vyand in jou hand, sodat jy kan oorwin, sodat jy kan sê, en die mense rondom jou kan weet, dat daar 'n God in die hemel is, wat in staat is, om jou deur te dra, en by te staan. Hy maak 'n verdere verklaring aan Goliat. Dan sal hierdie hele menigte moet erken, dat die Here nie deur swaard en deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here, en hy sal julle in ons hand gee. Wil jy nie vanmôre jou stryd vir die Here gee nie? Wil jy nie erken vanmôre dat jy God nodig het nie? Wil jy nie vanmôre sê, o blindbare ster, kom skyn vanmôre in die duisternis van my lewe nie? Ek wil jou uitdaag. Ek wil jou uitdaag as 'n kind van die Here, om weer so 'n bietjie jou fokus te verander, weg te kyk van jou omstandighede, en raak te sien, dat God in beheer is, en dat hy vir jou wil onderneem. Hy wil vir jou 'n vader en 'n vriend wees. Daniël
bevind hom in die leeukuil vanweë sy geloof. Ek wil wees, hy bevind hom daar as gevolg van sy geloof. Moenie dink vir een oomblik dat die duiwel tevrede is dat jy die Here dien nie. Hy sal alles in sy vermoë doen om jou moedeloos te maak, om jou in die leeukuil van hierdie lewe te plaas. Daniël bevind hom daar. Terwyl hy daar sit in die leeukuil, kom die koning en hy roep na Daniël. Ek dink nie, hy het gedink dat Daniël nog leef nie. Maar hy roep, Daniël 6:21, en toe hy nader kom na die kuil, het hy met 'n droewige stem na Daniël geroep. Die koning het gespreek en aan Daniël gesê, Daniël, knegt van die lewende God. Hoor mooi wat hy sê, Daniël, knegt van die lewende God. Leef die God wat jy aanbid? Is hy vanmôre vir jou 'n werklikheid? Ek stel dit aan jou. As hy vir jou werklikheid is, dan weet hy dat jy moontlik vanmôre jouself in 'n leeukuil bevind. Hy is bewus van jou trane, jou hartseer, jou twyfel, jou bekommernis, jou omstandighede. Daniël, knegt van die lewende God, was jou God, wat jy gedurig weer vereer, in staat om jou van die leeu's te verlos? Dan sê Daniël, vers 23, my God het sy engel gestuur om die bek van die leeu's toe te sluit. God is in staat. Ja, koning. Hierdie lewende God wat ek aanbid, is in staat. Ek wil herhaal. Die Here is bewus van jou. Hy wil die lig van jou lewe wees. Hy wil jou duisternis verdryf as jy hom sal toelaat. Hy wil aan jou leiding bied. Hy wil jou lewe versier met sy teenwoordigheid. As die leeu gee hy jou die versekering, jy hoef nie te vrees nie. Die vraag vanmôre is, sal jy hom toelaat om die blindbare ster in jou lewe te wees? Sal jy hom toelaat om die lelie van die dale te wees? Om aan jou sy liefde en genade te kom openbaar, daar waar jy jouself bevind? Ja, hy is die leeu uit die stam van Dawid, die blindbare ster, wat jou wil deurdra. Hy wil vir jou 'n vader en 'n vriend wees. Kom ons bid saam. Vader van ons Here Jesus Christus, U is die groot Ek is. U is ons krag, U is ons sterkte, U is ons hoop, U is ons versekering, dat U ook in die dag van môre is. En omdat U in die dag van môre is, hoef ons nie te vrees nie. Dankie, dat U beloof, U sal ons nooit begewe en ons nooit verraad nie. Daarom wil ek dan bid vir elkeen teenwoordig, Here, en wat luister na hierdie boodskap, dat U hulle hierdie innerlike sekerheid sal gee, dat niks en niemand hulle van U liefde kan skei nie. Here, mag U naby wees aan die wat in hierdie oomblik gebroken is. Mag U op 'n besonderse wyse voorsien aan hulle wat materiële behoeftes het, finansiële kwellinge het, dalk probleme in hulle huisgesin ondervind. Sal U Uself genadiglik
aan die sulkes op 'n besonderse wyse openbaar. Dankie vir liefde, dankie vir die genade. Wil jy dan genadiglik met elkeen vir ons wees, ook in hierdie week wat voor lê. Dit bid ek in die bekoorlike naam van ons Heer Jesus Christus. Amen. Vrede vir elkeen van u. U moet mooi loop.